Geliefdes, dit is Hemelvaart. Ons vier vandag die Hemelvaart van Jesus Christus. Maar is dit iets om te vier? Die feit dat Jesus terug is na die hemel en nou sit aan die regterhand van God. Ek nooi u om saam met my na te dink oor wat Hemelvaart vir ons as God se kinders vandag beteken. Maar voor ons verder gaan, wil ek u groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag sy genade en sy vrede met jou wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vandag Hemelvaart vier, is dit belangrik dat ons hierdie woord gebruik en sê dis 'n viering. Here, want die feit dat u opgevaar het na die hemel, Here, is nie iets om oor bekommerd te wees, of iets om oor bang te wees, of iets om selfs oor te twyfel nie. Here, dit is 'n feit om te vier, om oor bly te wees, om oor te jubel en te juig. Dankie dat ons daarom vandag in u woord kan lees hoe dankbaar en bly die disippels was, toe u voor hulle oë weggeneem is, en hulle u nie langer kon sien nie. En help ons daarom, Here, om iets te begryp van die betekenis van Hemelvaart, en hoe dit ook ons lewens as u kinders nou verander. Mag u woord daarom aan ons seën, in Jesus naam. Amen. Hemelvaart gaan meer oor wie Jesus is, as oor waar Jesus is. Ons hoef nooit te wonder waar Jesus is nie. Hy is nie weg nie, hy het ook nie weggegaan van ons af nie. Sy hemelvaart is sy troonbestuiging. In ons geloofsbelijdenis bely ons, hy sit aan die regterhand van God. Daarmee bely ons, hy heers, hy regeer. Jesus is God self. En sy werk op aarde is nou afgehandel, en nou het hy weer eens die heelal met sy teenwoordigheid gevul. Daarom bely ons, Jesus is nie weg nie. Jesus is nie afwesig nie. Hy is nou eintlik nader aan ons, as toe hy hier op aarde gewandel het. Toe Jesus op aarde was hy gebonde aan tyd en ruimte. Maar God is nie gebonde aan tyd en ruimte nie. God is oral, God is hier, God is in ons. God is ewig, en God is nou. God is nou by ons. Daarom, om Hemelvaart goed te verstaan, sal dit ons help om te gaan kyk na die disippels se reaksie, toe Jesus voor hulle oë weggeneem is. Toe hulle nie langer vir Jesus kon sien nie. By die disippels is daar geen hartseer reaksie nie. Daar is blydskap. Hulle val neer in aanbidding, want nou weet hulle wie Jesus werklik is. Dat Jesus God self is, wat vir 'n paar jaar tasbaar in hulle midde was, en hulle het dit nooit eens besef nie. Ons lees vandag saam uit Lukas 24, Lukas se weergawe van Jesus se hemelvaart, en ons begin saam lees by Lukas 24, vers 44 in die 2020 vertaling. Daarna sê Jesus vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses, en in die profete, en psalms, oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan.
Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuienis van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Tot sover. Ek wil u tog uitnooi om die hele Lukas 24 weer te gaan lees. Want in Lukas se evangelie beweeg hy eintlik baie vinnig tussen Jesus se opstanding uit die dood en sy hemelvaart. In hoofstuk 24 lyk dit eintlik asof Lukas 'n groot klomp belangrike inligting uitlaat om so gou as moontlik by Jesus se hemelvaart uit te kom. Lukas 24 begin met Jesus se opstanding. Dan die verhaal van die Emmausgangers, waar Jesus saam met hulle gaan loop en hulle verstand open en hoe hulle hom herken as hy die brood breek. En hoe hulle as ware terughardloop na Jerusalem en daar vir die disippels gaan vertel, ons het die Here gesien. En terwyl hulle vertel, is dit Jesus wat aan hulle verskyn. As hulle nie kan glo dat dit hy is nie, wys hy hulle sy hande, hy wys hulle sy sy in die wonde. As hulle nog steeds sukkel om te glo, vra hy vir hulle iets om te eet. Hulle gee vir hom 'n stuk vis en hy eet dit daar voor hulle oë. En dan, dis dan wat hy hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, vir hulle vertel. Dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. En dan lei hy hulle uit die stad uit na Betanië en daar voor hulle oë word hy in die hemel opgeneem. Amper asof alles op dieselfde dag van Jesus se opstanding gebeur. Daarom is dit belangrik dat dit hier in Lukas nie gaan oor 'n kronologie van gebeure nie, maar meer oor die ware betekenis van Jesus se opstanding en sy hemelvaart. Want gaan lees ons in Handelinge, wat Lukas ook geskryf het, dan kry ons weer heeltemal 'n ander weergawe van Jesus se hemelvaart. Daarom nie die kronologie nie, maar die betekenis. Maar die woorde wat Jesus vir sy disippels sê, die opdrag wat Jesus vir sy disippels gee. En saam met die baie belangrike opdrag kry die disippels 3 geskenke. Eerste geskenk is dat Jesus hulle verstand open om die skrif te verstaan. En besef ons hoe belangrik hierdie geskenk is, van 'n oop verstand om die skrif te verstaan. Hulle verstaan nou wat dit beteken dat Jesus moes ly, moes sterf en moes opstaan uit die dood. Jesus leef, Jesus sterf, Jesus staan op uit die dood, sodat ons waarlik kan lewe. Die goeie nuus is dat hulle hierdie boodskap moet gaan verkondig tot aan die uithoeke van die aarde. Dit is wat hulle moet doen. Hulle moet getuies wees van die feit dat Jesus geleef het, gelei het, gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Die skrif getuig daarvan. Hulle as disippels het dit beleef en nou moet hulle gaan getuig. Daarom open Jesus hulle verstand, sodat hulle alles wat in die wet en die profete en die psalms geskrywe is, wat na hom dui, sal verstaan en sal weet waaroor dit alles gaan. Dan gee Jesus
vir hulle 'n tweede geskenk. Hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem, totdat julle met krag van bo toegerus is. Wat, of eintlik wie, is hierdie krag? Dis die Heilige Gees. Dis God self, wat in hulle en in ons harte kom woon, en ons toerus met krag. Ook dit is reeds in die skrifte aan ons beloof. In daardie dae sal ek my gees uitstort op alle mense, het die Here gesê. Die disippels het God se mag en krag in werking gesien en ervaar in Jesus, want die Heilige Gees was op Jesus. En nou ontvang ons almal die Gees en is God se krag in ons elkeen. Wat 'n ongelooflike geskenk. Maar dan ook die derde geskenk. Net voordat Jesus opvaar na die hemel, lees ons dat hy sy hande oor hulle uitstrek en hulle seën. Wat 'n voorreg om die seën van God self te ontvang. Wat 'n ongelooflike geskenk is God se seën, nie vir sy disippels, maar ook vir ons nie. En ons sien hoe groot hierdie geskenk is, as ons die disippels se reaksie gadeslaan. Want as Jesus hulle seën en voor hulle oë opgeneem word in die hemel, wat doen die disippels? Hulle aanbid vir Jesus. Hulle aanbid vir Jesus. Dis die heel eerste keer wat dit gebeur. En dit is belangrik dat ons dit raak sien, hierdie verandering in die disippels se lewens, hierdie verandering in hoe hulle oor Jesus dink. Want onthou, die disippels was goeie Jode gewees. En geen Jood sou enigiets anders as God self aanbid het nie. Jy moet die Here jou God alleen dien en aanbid. En niks anders nie, geen ander gode voor God se aangesig nie. As die disippels neerval en vir Jesus aanbid, dan sê hulle daarmee, Jesus is God self. Hulle verstand is geopen. Hulle besef wat die skrif oor Jesus sê en getuig, dat hy God self is. En daarom aanbid hulle vir Jesus. Dis 'n ongelooflike verandering wat in die disippels se lewens plaasvind. En dan gaan hulle weg met blydskap. Hulle is nie meer bang nie. Hulle aanbid vir Jesus en hulle gaan terug na Jerusalem met blydskap. Hulle stuur nie eens 'n soekgeselskap uit om te gaan kyk wat het van Jesus geword nie. Nee, hulle verstaan dat dit wat gebeur het lankal reeds deur die profete geprofeteer is. Dat dit is wat Jesus ook vir hulle gesê het, dat hy na die Vader toe gaan, maar dat hy vir hulle die Trooster sal stuur. Nou maak Jesus se woorde vir hulle sin, as hy vir hulle sê, julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Nou jubel die disippels. Die disippels is bly, die disippels aanbid. Nie meer 'n bang en 'n verskrikte klompie iewers in 'n bovertrek saam nie. Nie meer 'n klomp afgetrede vissermanne wat nou maar weer gaan probeer visvang om 'n lewe te maak nie. Nee, gestuurdes, apostels met 'n opdrag van Jesus self, met die seën van Jesus. Nou aanbid hulle. Nou loof hulle die Here. Nou straal hulle van blydskap. Geliefdes, sal ek en jy ook so aanbid en so in blydskap uitgaan en gaan getuig? Ja, want ons ken die evangelie van redding. Ons weet ons word gered uit genade
alleen. Ons weet dat die Here God ons verhouding met hom wil herstel en ons innooi in 'n lewende persoonlike verhouding met hom. Ons weet dat ons sonde vergewe is, dat ons nou in 'n versoende verhouding met God self kan leef. En hierdie reddingsplan van God sluit nou vir ons in, sy kerk, gelowiges. Want saam met die Seun ontvang die disippels die opdrag, gaan dan heen na al die nasies toe. Julle moet my getuies wees in Jerusalem en tot aan die uithoeke van die wêreld. Want geliefdes, die koninkryk van God was nie nou ewe skielik oral sigbaar nie. Nie nou eensklaps het almal geweet van Jesus nie. Nee, julle is nou my getuies. Ons is nou die getuies van alles wat gebeur het. Dit moet in ons lewens sigbaar word. Ons moet nou anders gaan leef. En soos die disippels ontvang ons ook die seën van die Here om dit te gaan uitleef, om sy getuies te wees. En mag ons dit elke dag doen. Toegerus met die Heilige Gees, toegerus met God se seën, met oop harte en 'n oop verstand, is ons ook nou apostels. Geliefdes, sien raak hoe die disippels nou nie meer bang en verward is nie, maar hoe hulle met blydskap aanbid. En ons lees dat hulle sommer die heeltyd in die tempel gaan jubel en juig het. Besef ons wat dit beteken. In die tempel, tussen die Jode, tussen die Fariseërs, tussen die skrifgeleerdes, tussen hulle wat vir Jesus gekruisig het, daar is durf, daar is waagmoed. Deur die Gees se krag gaan hulle gaan staan in die tempel. Hulle jubel en juig en hulle getuig van Jesus, wat nie net opgestaan het uit die dood nie, maar opgevaar het na die hemel. Hy wat nou heers oor aarde en hemel. Hy wat die heelal nou met sy teenwoordigheid vul. Ja, hoe prys 'n mens die Here? Nie deur die hele tyd lofliedere te sing nie. Natuurlik dit ook. Maar om die Here te prys en te getuig is veel meer. Ek glo die disippels het daar in die tempel gestaan en al die verhale oor Jesus met mekaar gedeel. Vir mekaar gesê, onthou jy wat Jesus gedoen het? Onthou jy wat Jesus hier vir ons gesê het? Onthou jy hoe jy gevoel het, wat jy beleef het, hoe jou hart warm geword het? En so het hulle vertel, so het hulle getuig van alles wat hulle beleef het. Geliefdes, om getuies te wees, is iets wat 'n lewenswyse moet wees. Om getuie te wees, is nie net iets wat jy af en toe doen as daar dalk 'n geleentheid is om iemand van die Here te vertel nie. Getuie wees is 'n lewenswyse. En daarom is elkeen van ons mos 'n getuie. 'n Getuie van die opgestane lewende Here. 'n Getuie wat sê, dit is wat die Here in my lewe doen en in my lewe vir my beteken. Daarom leef ons 24/7 oorgegee aan God. Daarom is ons 24/7 getuies van Jesus se liefde en genade. Daarom is ek 'n getuie wanneer ek saam met my vriende kuier. Daarom is ek 'n getuie wanneer ek in die winkel inkopies doen. Daarom is ek 'n getuie in my gesin, hoe ek optree teenoor my vrou of my man en my kinders. Daarom is ek 'n getuie as ek in my voertuig klim en bestuur. Oral, altyd 'n getuie van God se liefde en God se genade. Dalk wonder jy vandag, is dit wie jy is? Is ek 'n getuie? Of skiet my lewe maar te kort?
Getuie wees begin as ek meer bewustelik lewe. As ek besef God is altyd deur sy Gees in my hart teenwoordig. As ek nie net Bybel lees nie, maar die Bybel leef. As ek nie net wag vir die een of ander projek om te doen, maar dat ek altyd bewus is van die nood rondom my. As ek altyd oplet na die fluistering van God in my hart. En as ek hoor dat Jesus my nooi om meer en meer te word wie God my geskep het om te wees. 'n Getuie is iemand wat leef meer en meer soos Jesus. Dit is ons getuienis. Dit is 'n lewe van lof. En so sal die Gees ons al meer en meer verander om aan die beeld van Christus gelykvormig te word. Dit is die seën wat die Here Jesus vir ons wil gee, om die vreugde en die ware vrede van getuie wees elke dag te ervaar. Dis die seën van 'n lewe geleef as 'n lofoffer aan God. Dit is die ware oorvloed lewe. Mag Hemelvaart ons opnuut hieraan herinner dat ons geseën is om tot 'n seën te wees. God se seëndraers in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, oral rondom ons is daar mense wat vir U nodig het. Oral rondom ons is daar mense wat U liefde, U genade, U deernis en U sorg nodig het. Ja, Here, ons het dit self ook nodig. Ook in ons eie lewens weet ons hoe afhanklik ons van U is. Maar Here, U roep en U stuur ons as U kinders om U liefde te gaan sigbaar maak in 'n wêreld. Here, 'n wêreld waar dit dikwels swaar gaan met mense. Here, ons kan dink veral aan die vloedslagoffers. Here, die slagoffers van slegte weeromstandighede in die laaste paar dae en weke. Mense wat koud slaap en honger is. Here, in U kerk, ons kan en moet 'n verskil maak. Here, mag Hemelvaart ons vandag net weer daaraan herinner dat U heers en regeer tot in alle ewigheid, maar dat U ons ook roep en stuur om saam met U te heers, om saam met U te regeer, om U hande en U voete in die wêreld te wees. Here, dankie vir die geskenke. Dankie, o Heilige Gees, dat U in ons woon. Dankie vir U seën, Here. Help ons om vanuit U seën te lewe en tot 'n seën te wees. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.